Die teks wat ons vandag hanteer is Handelinge 11. Dis 'n leesrooster teks. Ons het verlede week Handelinge 9 hanteer en Handelinge 11 is 'n baie interessante, 'n wonderlike teks. Hoe ouer ek word, hoe meer opgewonde raak ek oor die Bybel. Toe ek 'n jong dominee was, het ek gedink jy moet die Bybel hê en dan het jy 1000 goed wat jy bysit en stories en prentjies en soos ek ouer word, voel dit vir my ek wil net die teks lees en huis toe gaan. Maar dan sal die kerkraad vir my sê, maar hoorie, waarvoor betaal ons jou nou? Dan sê ek, nee, okay, ek sal graag deel wees. Handelinge 11, vers 1 tot 18. Kom ons bid 'n oomblik. Here, ons is al in hierdie diens so geseën met liedere en 'n doop. 'n Pa en 'n ma wat glimlag oor hulle voorreg om te kan doop, oor hulle dogters. 'n Oupa en 'n ouma en oumas wat begenadigd is en eintlik sprakeloos is. Dankie daarvoor. Dankie dat U met ons op pad is, dat U in hierdie kort tyd wat ons saam is, Here, vir ons soos verskillende elemente van ons verhouding met U vat. Dat dit nie net gaan oor 'n preek en 'n maar net 'n luisterervaring nie, maar dat dit 'n beleefervaring is. Seën ons nou as ons die woord vat, Here. Seën ons nadenke oor die woord. En dankie dat U vir ons U woord gee. En Here, dankie dat U vir my en vir ons elke week verras met U woord. Dat U woord lewendig en kragtig in ons tyd, in ons ervaring inpraat. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. By een van die mannegroepe waar ek betrokke is, doen ons nou 'n boek van Stefan Joubert oor om die wil van God te ken, hoe om die wil van God te ken. Gaan 'n lekker lang reis wees saam met die boek. Is 'n baie oulike en interessante boek. En Handelinge 11 vers 18 kom soort van in daai gesprek saam met ons in. Hoe weet ek waarheen? En dis nou belangrik vir kinders en vir groot mense. Ek het laasweek met die groepie kinders na die tyd gesels. Ek gesels altyd so 'n bietjie met hulle oor die preek en wat het hulle beleef. En daar was 2 dogtertjies by en ons het nou laasweek hierdie tekste baie spesifiek oor die vrou gepraat en ek was so opgewonde om vir hulle te vra, so wat het julle geleer uit die teks uit vandag? Is daar iets wat julle kan onthou van die preek? En hulle het so vir mekaar gekyk. Ek sê net, ekskuus. So, kinders, hierdie vraag is net so belangrik vir julle ook, né? Een van die dae gaan daai groot man vakke kies. Nou, hy het nie 'n probleem nie, dink ek. Want hy weet, ek gaan boer. Daar's nie 'n storie oor nie. So landbouvakke, pa. Moet ek hierdie wiskunde vat, pa? Ja, jy moet kan skape tel, kan beeste tel. So is belangrik. Ergens gaan jy in jou hoërskooltyd gaan jy besluit, wat wil ek met my lewe doen? Wil ek professioneel gaan cricket speel? Eendag vir die Proteas of vir Engeland, of wat wil ek doen? En so is mens elke dag besig om besluite te neem oor goed. En partykeer neem 'n mens besluite sonder om te dink, en dan vang jy jouself uit, dat jy agterkom, ek het 'n pad afgegaan wat ek dalk op 'n ander manier kon doen. Hoe weet ek waarheen? Hoe verstaan ek God se beweging in my lewe? Hoe sien ek die pad vorentoe? Wel, ek kan hom nie sien nie, maar hoe maak ek seker dat ek op hierdie pad bly? Dat ek saam met God op pad is? En nie op my eie hier in die kantlyn afgaan. En hierdie teks gaan ons hiermee help. So 'n ongelooflike stuk van Handelinge. Nou, ek wil jou nooi om vanmiddag Handelinge 10 te gaan deurlees. Want Handelinge 10 is die storie en Handelinge 11, 1 tot 18 is die opsomming. So as jy vinnig terugblaai na Handelinge 10 toe, of skuif op jou selfoon as jy daar lees, Handelinge 10 se opskrif is Petrus en Kornelius. Dit is 'n hele lange hoofstuk tot by 45 verse wat vertel van wat gebeur het en dit gebeur en dat gebeur en God het dit vir Petrus gesê en Petrus het dit gedoen. En dan Handelinge 11 vers 18 is Petrus op die rooi tapuit in Jerusalem. Dis soos om by die skoolhoofde beland. Ek weet nie, is die kinders deesdae nog skrikkerig om by die skoolhoof te beland? As jy hoor, so en so, kom kantoor toe. Kry jy nog so 'n bietjie spanning. En dink jy, ek hoop ek het iets verkeerd gedoen. Hierdie was dit.
Want in Jerusalem was die Christene wat daar was soort van die kerkraad van die kerk. Hulle was die hoof van die kerk in daai tyd. En hulle het vir Petrus gesê, jy moet met ons kom praat oor hierdie ding wat gebeur het in Handelinge 10. Ons gaan nie dit sommer net laat verbygaan. So Handelinge 10 is 'n intense debat. Dis 'n gespanne geleentheid waar die kerk kom navraag doen. Wat het gebeur by Kornelius? So kom ons vat die teks so van 'n kant af. Lees ons saam met my. Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. Ek gaan so briek gaan ek met jou werk in die teks. So wat gebeur het is Kornelius is 'n heiden, hy's 'n Romeinse burger, hy's 'n afgetrede soldaat en tot op daardie stadium het die evangelie aan Jode verkondig. Want hulle het mos van die Messias geweet. Messias is in die Ou Testament, so dis vir die Jode. En hier kom Petrus en hy breek deur 'n grens om die evangelie te verkondig aan nie-Jode. Erger is dit, amper is om by 'n nie-Joodse huis in te gaan. Jy kan nie net sommer net in 'n nie-Joodse huis ingaan nie, dis onrein, jy bly daar uit. Jy nooi hulle nie in jou huis nie, en jy gaan ook nie in hulle huis in. So, toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyd. Nou daarso is die sleutelwoord van die atmosfeer van hierdie teks. Elke teks het 'n atmosfeer. Hulle het hom verwyd. Verwyd beteken, hulle was kwaad vir hom, beteken hulle was ontevrede oor wat gebeur het, want die evangelie is mos nou vir Jode. Wat het jy nou te gaan soek by 'n Romeinse soldaat wat afgetree het, en sy familie nogal, almal Romeine, nie een van hulle Jood nie. Jy het mense besoek wat nie besny is nie, en het self saam met hulle geëet, die doodsonde. Want onthou, Joodse mense het reinheidswette vir hulle kos. Dis waar die woord kosher vandaan kom. Ons gebruik dit sommer in Afrikaans. Hoor jy, is daai ou kosher, is hy 'n kosher? Ek dink as mense 'n regte Jood is en jy praat so hier langs jy, dan sê hey, waarvan praat jy? Maar dis kosher, is die Hebreëse woord wat beteken hierdie kos is op 'n spesifieke manier voorberei. Dis die diere is op 'n spesifieke manier geslag. Daar's kos wat jy nie kan eet nie, wat die heidene eet. So Petrus het sommer saam met hulle geëet. Die mense is ontevrede. Petrus het toe vir hulle alles mooi uiteengesit. Nou hier kom die opsomming van hoofstuk 10. Ek was in Joppe besig om te bid, toe ek in geestesvervoering 'n gesig gesien het. Nou net 'n kantaantekening. Jy sal sien in Handelinge 10, Petrus was op die dak. Die huise van daai tyd was ek 'n lae huise met 'n trap aan die kant, en is dit warm in die dag, en as dit nou aand koel word, dan gaan sit jy buitekant op die dak. Ek het in Kroonstad in een van ons huise ook op die dak gaan sit in die aand, en toe die leer afgeval. En ja, so as jy nie op die dak mag klim nie, roep jy nie jou pa om jou te kom help nie. So ek moes 'n plan maak. Maar in hierdie huis het 'n plat dak gehad, né? So hy was op die dak. Hy was op 'n tyd besig om te bid wat nie die normale tyd van gebed was nie. Wat vir ons sê, Petrus was 'n ou wat abnormaal toegewyd was. Wat op 'n ander tyd as die gereelde tyd van gebed op die dak was, besig om te bid. Toe ek in geestesvervoering 'n gesig gesien het. Geestesvervoering beteken, ek was in aanbidding. My gees het God se teenwoordigheid beleef. Wat het hy gesien? Ek het iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte afgelaat word, die hemel sien afkom, en dit het tot by my gekom. Hierso is die doek by hom. Toe ek goed daarna kyk, sien ek daarin 4-voetige diere van die aarde, wilde en kruipende diere en wilde voëls. Ek het toe 'n stem gehoor wat vir my sê, kom Petrus, slag en eet. Maar ek het geantwoord, nooit nie, Here. Ek het nog nooit my mond aan iets gesit wat onrein of onheilig is. Met ander woorde, wat jy aflei, is die diere wat hy binne in die doek gesien het, dis soos om 'n laken vas te hou. Julle is nou genoeg om so te speel. Nee, julle is nie genoeg. Julle moet 'n maatjie kry wat kom speel, of 'n neefie. Dan vat julle 'n kombers so in die 4 punte, dan hang hy so in die middel, dan trek julle hom so, dan skiet julle hom so in die lug op, né? Het ek julle nou 'n idee gegee. Gebreekte arms, ma, pa, geen verantwoordelikheid. Maar binne in die doek het hy al die diere gesien, en is dan nou meeste van hulle onrein diere. Soos in Levitikus, wat die lysies is van onrein diere, is diere wat jy nie mag eet nie. En hy sê vir die Here, hy dink onmiddellik, hy werk met sy kop, hy sê, ek sal dit nooit doen nie.
'n tweede keer het ek die stem uit die hemel gehoor. Wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. God het dit rein verklaar. Dit het 3 keer gebeur. En daarna is alles weer in die hemel opgetrek. So wat ek wil hê jy moet raak sien, jy sien in Handelinge 10 as jy vanmiddag daar lees, Petrus was by sy kop besig. Sy gees was besig met God. En sy kop was nie daar nie. Dis moontlik dat dit kan gebeur. Ons almal praat altyd het jy jou hart vir die Here gegee. Mense moet ook vra, het jy jou kop vir God gegee? Jou gedagtes. Petrus is die stoei hier so in sy kop met hierdie idee, terwyl God sê, ek hef die grense op. Ek hef die grense op. En dan is daar 'n belangrike woord, wat ons Bybel verklaar met terselfdertyd. Terwyl dit besig was om te gebeur, terwyl die doek afgekom het en hy met God in gesprek was daar 'n klop aan die deur van Simon die leerlooier. Nou Simon die leerlooier was leerwerk met dierevelle werk, was nie kosher nie, dit was nie in die reinheidswette nie. So Simon was nie, sy huis was nie 'n rein plek vir 'n Jood nie. So ons sien Petrus is al reeds besig om grense te toets, terwyl hy hier by Simon is. Die Gees het vir my gesê, dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. Nou wat die mans gesê het, Handelinge 10, ons meester, vir wie ons werk, Cornelius, het 'n gesig van die Here gesien, van 'n man met die naam van Petrus, wat in Joppe is, en toe hy die gesig van die Here gesien het, in geestesvervoering was, en hy het hierdie visioen gesien, toe hy by sy sinne kom, toe sê hy, ek stuur onmiddellik 2 mense Joppe toe, om vir Petrus te gaan haal. So wie was Cornelius? Cornelius was 'n heiden, maar hy was iemand wat die Joodse godsdiens geniet het en aspekte daarvan beoefen het en soort van met God in 'n verhouding begin tree het, as 'n nie-Jood. En hy het gebid en hy het ook 'n visioen gesien van 'n man met die naam van Petrus wat by Simon die leerlooier, en daar is die klop aan die deur. Dis 2 dae se stap, is 90 km van Caesarea af. So die man het die volgende dag daar gekom. En hier sê Petrus vir ons, en hy sê vir die kerk in Jerusalem, die Gees het vir my gesê, dat ek nie moet aarzel om saam met hulle te gaan nie. In Handelinge 10 is daar 'n Griekse woord wat sê, ek het onmiddellik sonder om te dink. Nou hou so 'n bietjie die 2 prentjies vas. Petrus wat met sy kop hier stoei met God, oor redes waarom hy nie onrein goed kan eet nie, sy hart wat reeds geskuif het, om met die Gees sy hart, sy menswees, diep in sy gees, om beïnvloed het, en hy het gereageer sonder om te dink, hy het geskuif van sy kop na sy hart. Sy geloof het van hier af geskuif, 30 cm. En hy sê, ek en hierdie 6 broers is toe saam met hulle. So hy het 6 mense saam met hom gevat. Presies hoekom weet ons nie, maar hy het bietjie leierskap beoefen en gesê, ons gaan saam, julle gaan saam met my. As getuies en as ondersteuner vir wat ook al. Ons het in Cornelius se huis ingegaan. Kan jy dink toe hy dit sê, toe raak die atmosfeer in die plek waar hulle by mekaar was, so 3 grade kouer. Dan hoor die mense het gesê, hy het ingegaan, wragtig, daar sê hy nou, hy het ingegaan, dis 'n ramp. Hy het vir ons vertel, hoe hy die engel in sy huis sien staan het, dis nou Cornelius, wat vir hom gesê het, stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon daar haal, wat ook Petrus genoem word. Hy het 'n boodskap vir jou, waardeur jy gered sal word, jy en jou hele huisgesin. Dis Cornelius se woorde aan hom. Jy gaan gered word, gaan haal vir Petrus. Skaars het ek begin praat. Ek wil jy moet raak sien, die goed gebeur so. Terselfdertyd, sonder om te aarzel, skaars het ek gepraat. Skaars het ek gepraat, of die Heilige Gees kom op hulle, net soos op ons in die begin. Hulle noem hierdie teks die klein uitstorting van die Heilige Gees. Met ander woorde, hy sê vir die gelowiges, onthou julle toe ek gepraat het op die stadsplein, en ons was daar saam, en toe die Gees op ons gekom, soos met tonge van vuur en met wind, sê die Gees het op hierdie mense gekom op dieselfde manier.
Die Heilige Gees kom tot die heidense gelowiges, op dieselfde manier as ook die Joodse gelowiges. Toe dink ek aan die woorde wat die Here gesê het, nou haal hy vir Jesus aan, né? Goeie aanhaling, as jy in die moeilikheid is, voor mense wat Jesus lief het, haal hy vir Jesus aan. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word. Hulle het net soos ons in die Here Jesus Christus geglo, en God het aan hulle ook dieselfde gawe as aan ons gegee. Wie was ek dan om God te probeer verhinder? Meesterskyf, né? Ons altyd glo in Jesus, hierdie is wat Jesus gesê het, hierdie heidense deurbraak, hierdie oorgrensbeweging van die evangelie, is ingelei op presies dieselfde manier met die uitstorting van die Gees, oor hierdie eerste nie-Joodse gelowiges. Toe die gelowiges dit hoor, was hulle tevrede. Dis 'n mooi Afrikaanse vertaling. Eerste deel van die teks sê, in die begin van hoofstuk 11, hulle was ontevrede. Hulle het hulle verwyd. Toe is hulle tevrede. Hulle het God geprys en gesê, God het selfs mense wat nie Jode is nie, tot inkeer gebring, om aan hulle die lewe te gee. Dramatiese oomblik, tussen Genesis 12 en 13, verdwyn Petrus van die toneel af, hy beweeg van die verhoog af, en dit word Paulus se storie. En ek het laasweek gesê, hierdie hoofstuk 9, 10 en 11, is Lukas se manier om Petrus 'n fortuin te laat hê, om te sê, dit is wat Petrus gedoen het. Petrus het hierdie tree gegee, na die heidene. Paulus was die apostel vir die heidene, maar hier is die skakel. Petrus, die behoudende, konservatiewe Joodse gelowige, het deelgeneem aan God se verskywing, evangelie vir almal. So hier is twee goed wat ek dink ek wil jou mee met huis toe stuur. Twee goed wat ek dink in die teks uitkom, wat vir ons relevant is. Die eerste ding, dankie Johan, is, ek het dit sommer genoem, God se nuwe wêreld breek deur. God se nuwe wêreld breek deur. Wat ons sien in Handelinge 9, 10 en 11, is dat God is met die wêreld op pad, en nie met die wêreld of ons met God nie. God is met die wêreld op pad, en nie ons met God nie. God se koninkryk kom. God se koninkryk kom. Was julle kinders hierdie jaar by Nampo? Was julle al daar? By Nampo? Nog nie. Julle gaan eendag gaan. Dominee is nou hierdie week vir die eerste keer daar gewees. My vrou is so opgewonde nie, sy kan haar lag nie hou nie. Sy vertel net vir almal. Nie geweet, my vrou is eintlik 'n boer nie, so ek maar kom praat oor 'n lappie grond ergens, ons moet bokke hê en bietjie skaapies en sulke goed, klink dit vir my. Maar sê nou maar, papa en mamma sê vir julle, hierdie week gaan ons julle uit die skool uithaal, en ons gaan vir 3 dae Nampo toe, maandag, dinsdag en woensdag. Papa moet gaan stroopers kyk en allerlei goed, en julle kan gaan luister hoe die mense sing, en daar's goeders om te kyk, en John Deere het daai groot stroper van Oorsee af, my vrou het in hom ingeklim tot daarbo. En julle kom nou daar by Nampo aan, en 'n oom groet julle vriendelik, en julle sê vir hulle, as hy sê, wat maak julle? Sê nee, ons kinders het ons male in Nampo toe gebring. Hulle kom saam met ons. Sê die oom, is dit? Ja, nee, ons dra die beurs ook, en as papa iets wil koop, dan moet hy vir ons vra. En intussen gaan ons soveel roomys koop, en Kentucky Fried Chicken as wat ons kan. Dit werk mos nie so nie, nee. Nee, ons is aan papa en mamma, ons sien, eers daar is 'n bil van 'n whatever, en ons wil die kant toe gaan, en sê papa, wag eers, ons kom nou net daar, ons stap hier, nee. Nou dis wat hierdie eerste prentjie beteken.
Ons is nie met God op pad nie. Ons gaan nie op die lewe en ons pak vir God in en ons sê, die Here kom saam met ons nie. Hy is met ons op pad, of ons dit wil weet of nie. Hy is met ons op pad. En God se nuwe wêreld breek deur grense. Ek het laasweek daarna verwys in Handelinge 9, kultuurgrense, taalgrense, geslagsgrense, geografiese grense, wat se grense dit ook al is. God se koninkryk breek deur al hierdie grense. En God se koninkryk kom, God se nuwe wêreld kom ten spyte van my en jou, nie as gevolg van my en jou. Want hierdie wonderlike Petrus wat ons nou hier in Handelinge 10 het, Handelinge 11 het, in Galasiërs, die eerste brief van Galasiërs, kom Petrus Antiochië toe. Antiochië was die gemeente net noord van Jerusalem, waar daar 'n verskeidenheid van kulture saam in die kerk was. Dit is so plek gewees waar al die paaie bymekaar kom. So was dit 'n gemeente met allerlei kulture. En nou praat Paulus met Petrus. Hoor wat sê hy in Galasiërs 2 vers 11. Hy sê, toe Sefas, dis Paulus, later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas, so Petrus, gewoon saam met die nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe die mense daar aankom, die een bladsy omblaai, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het ook saam met hom begin huigel, en selfs Barnabas het hom deur 'n huigelary laat meesleep. Wat het Petrus gedoen? Die wonderlike Petrus wat verantwoordelik was dat die evangelie oor die grens breek, hy het voete van klei, soos ons hom ken, nee, hy het maar so 'n wisselvallige persoonlikheid. Toe die mense wat sterk voel oor die besnydenis en oor die Joodse wette aankom in Antiochië, toe eet Paulus nie meer, Petrus nie meer saam met die heidene nie. Toe eet hy net saam met die Jode. Dit speel veilig. Wil nie in konflik beland nie. Hierdie wonderlike Paulus, wonderlike Petrus. God se koninkryk kom in jou lewe. Hy breek deur grense. Hy breek aan in jou wêreld. En jy kan gewillig of onwillig daarvan deel wees. Maar jy sal daarvan deel wees. Want dit is God wat met jou op pad is. So ons kan ongelukkig, gefrustreerd, bekleierig, kwaai, hier op die kantlyn brom, saamstap. Of ons kan in God se spore wees. Saam met die beweging van die Gees wees. Vir God sê, laat my toe om bruikbaar te wees in die koms van die koninkryk. Of jy stap hier langs die pad in die bos, kappe vol by vol, terwyl ander mense wat saam met God stap op die N1 is. God se nuwe wêreld kom. En die Jode in Jerusalem, geluister na die storie, hulle was verwytend, hulle was brom, hulle was ongelukkig. Is dit nou wat God doen? Is dit God se beweging? Dis rarig, dis nie wat ek gedink het nie. Dis nie wat ek my eie voorveronderstellings was nie. Ek dink anders hieroor. Hier's God se beweging. Ons is ontevrede, ons is bekleierig, ons wil nou hierdie ding moet reggestel word en uit Petrus se getuienis word hulle sag en sê ons gaan toelaat dat die lig deurbreek. God is met ons op pad. Nie ons met hom nie. Dat is die eerste ding. Ons kan so in ons kop vasraak met wat ons dink en wat ons meen met ons opinies, dat ons God heeltemal mis. En dan gaan jy op 'n stadium in die toekoms gaan jy terugkyk en sê, het ek nie maar vir God kans gegee. Petrus se storie. Die tweede ding, dis 'n storie wat dink ek bo op die teks lê. Dis 'n gedagte wat bo op die teks lê. Onder in die teks lê daar 'n ander storie wat net so belangrik is. Hoe weet ek waarheen ek moet in ritme wees, in pas wees met God se gees? Hoe weet ek waarheen in pas met God se gees? Die tweede ding wat Johannes my opsit, is die vraag, is ek uitpas of inpas? Hoe weet ek dit? Nou hierdie teks gee vir ons 'n eenvoudige manier om besluite te neem en te weet of ons inpas of uitpas is met God. Hulle kom so een vir een in Johannes, jy vir hulle so opsit. So die eerste ding wat gebeur, as jy wil hê
as jy wil weet hoe om in pas te wees met God, is 'n geesinsig. En om 'n geesinsig te beleef, 'n geesinsig is iets wat nie ooglopend sigbaar is, iets wat onder die tafel is. Dis iets wat jy moet ontdek. En jy ontdek dit net in toewyding aan God, in aanbidding aan God, in saamstap in God se woord en saam wees met God. Ons het laasweek gepraat oor om 'n vriende met God te wees. Dis hoekom ons baie keer so dronk rondstrompel in die lewe, want ons spandeer nie genoeg tyd saam met God nie. Hy is nie vir ons 'n werklikheid nie. Ons sit nie daagliks en meer as een keer daagliks in die motor en waar ons ook al gaan, soos Deuteronomium sê, en ons is nie bewus van sy teenwoordigheid nie. Ons gee sy gees die kans om met ons besig te wees nie. Ons sit nie goed neer by hom en dan tel ons dit weer op en dan loop ons weer en dink, wat gaan ons daarmee doen? Petrus was op die dak. Waar was Cornelius? Hy was besig om te bid. En God het hulle ontmoet en gesê, hier's 'n nuwe ding. Hier's 'n beweging waarvan jy gaan deel wees. En interessant, die heidense gelowige het gesê, nee, ek doen dit nou. Petrus, die ortodokse ou, wat baie godsdienst in sy kop het, sê, nee, wag Here, ek kan nie dit doen nie. Maar die klop aan die deur kom. God is besig om te beweeg. En Petrus het toegelaat dat God sy hart het, sodat hy kan saam beweeg. As jy wil weet of jy saam met God op pad is, wees by God. Stap 2. Is 'n innerlike gesprek. Om te weet of ons God volg, is nie iets wat in jou kop val, en dan weet jy dit, dan gaan jy aan nie. Nee. Ek weet nie van julle kinders nie, ek het toe ek op laerskool was ek moeg geweest vir leer. Ek is nie ou wat baie hou van leer nie, en toe eendag toe dink ek, wat ek gaan doen is, ek gaan my boek, was 'n aardrykskunde geografie toets. Ek gaan my boek onder my kussing sit, die aand. En ek het die heel môre gespeel. Gaan die boek onder die kussing sit, en dan gaan ek die aand op die boek slaap. En dan die boek, nou in die aand gaan dit nou, gaan daai kennis, ek gaan vir die Here bid en sê, Here, kan hierdie kennis vandag in my kop ingaan? En dan môreoggend gaan ek opstaan, en ek het met baie selfvertroue, ek dink 10% of 12% of so iets gekry vir die toets. En besef, dis is so eenvoudig. God se wil te ken beteken eerstens, dat ek in gesprek tree met dit wat ek weet, en dit wat ek verstaan van my lewe. Petrus het dit gedoen. Here, ek is 'n Jood, ek is so groot gemaak, ek het opgelei, ek wil weet. Die Joodse gelowiges in Jerusalem het gesê, my magtig, dis wat jy nou daar aangevang het, ons wil weet. Ons in ons kop is ons nie seker van wat hier aan die gang is. Dis 'n innerlike gesprek. Dis 'n manier van top en goed uitskryf, dalk bietjie joernaal en sê, hier's my opsies. Dis 'n debat met jouself en dit wat jy ken in die verskillende perspektiewe wat jy weet. God wil ek met hierdie ding doen, kom ek dink daaroor. Petrus het dit gedoen. Die derde een is 'n uiterlike gesprek. Dis interessant in onderskeiding, want dis waaroor dit gaan hier, om te onderskei wat God se wil is. Hierdie Joodse rabbi se vergadering, as wat jy na die vergadering toe kom met jou nuwe gedagte wat jy oor 'n teks het, en dan kom jy in die vergadering en dan skry jy jou beurt en dan staan jy op en dan lees jy jou stukkie wat jy geskryf het, en dan val hy manne vir jou. Gaas mos nou nie vroue gewees nie. Dan vat hulle vir jou daar. Sê hulle, waar kom jy daar? En hulle debatteer. Dit is soos om messe uit te haal. Hulle smeer die vloer met jou. Jy gaan huis toe met jou mening aan flarde. En dan plak jy weer aan mekaar. Jy maak hom bietjie beter. Kyk bietjie wat die ouens gesê het. Wat is hulle kritiek? Wat is hulle voorstelle? Kom ek begin weer. Dan gaan jy weer terug. Sê jy dan, dis beter, maar brand hulle jou. Uiterlike gesprek. Met iemand wat jy vertrou, met iemand wat iets weet. Hoorie pa, ek ervaar die Here vir my sê, ek moet dit doen. Wat dink jy? Waar kom jy nou daan? Iemand in ons familie het nog ooit dit gedoen nie. Dankie pa, maar ek ervaar die Here vir my hierdie sê. Haai my kind, dis vreemd, maar sal 'n bietjie daaroor bid. Beste vriend, 'n oom wat jy vertrou, jou vrou as jy getroud is, jou man, jou pa, jou broer, mense wat verstaan, nee, die Joodse rabbies verstaan die teks, mense wat verstaan, wat dink jy? 'n Uiterlike debat. Ek toets dit, en ek hoor of mense my hoor, en of ek vir God reg hoor, ek slyp dit. En die vierde beweging is aksie.
Jy kan nie God se wil ken en dit nie doen nie. Belangrik. Dit beteken dat jy nog niks verstaan. Nee? Ek weet nie of julle seuns al gras sny daar by die huis. Julle gras is so groot. Sny julle al 'n bietjie gras? Moet Boetie al gras sny? Nog nie. As iemand wat gras sny, nou in die dorp waar ek gebly het, moes ek gras sny. En ek is baie vergeetagtig. So as sê vir my pa vir my Vrydagmiddag as ek by die huis kom, moet ek slank die gras sny wat môre gaan ons randjies doen. En dan as ek by die skool af kom, vergeet ek. En dan 4:30 voor my pa by die huis kom, onthou ek, maar dan is dit te laat. Ou Mattie, dan kry ek pak slaag en bekleierery en wat ook al. Dan sê my pa vir my, het jy gehoor wat ek vir jou gesê het? Ek het nie so lekker pa gehad, en ek is baie kwaai. Sê ek, ja, ek het gehoor. Ek sê, weet jy nie hoe om gras te sny nie? Sê nie, weet, ek het dit al gedoen. En hoekom het jy dit nie gedoen nie? Want maak nie saak of ek weet hoe om gras te sny en of ek gehoor het hy vra nie, as ek dit nie gedoen het nie, het niks gebeur. Kyk vir Petrus. Terselfdertyd. Dadelik. Onmiddellik. Wat doen die Jode toe hulle verstaan in Handelinge 11? Ons begin nou. Ons glo nou. Ons verander ons gedagte nou. Ons reageer op verstaan. Hoe weet ek waarin om te gaan? God se wêreld kom, hy breek deur grense. Is ek op sy spoor? En gaan ek deur die proses om God se wil te onderskei? Weet ek hoe? Daar's 'n praktiese manier om dit te doen. So ons uitnodiging vandag, dit is my laaste prentjie, dit is my so mooi prentjie. En 'n doktertjie wat daar, die jagtersman op my sê wat dit is, dit lyk amper soos 'n leeuspoor. Of 'n kat of 'n beer of 'n ding, maar ek wil dink dis 'n leeuspoor. Daai dogtertjie so in daai leeuspoor beweeg. Hoe weet ek waarin om te gaan? Naby aan God. Want God werk, hy breek deur die grense. As ek by hom is, gaan ek saam. En weet hoe om die volgende spoor te sien. Hoe sien ek die volgende spoor? Deur onderskeiding te beoefen. Te hoor by God. Sy stem te verstaan. Sê die goeie herder, stuk in Johannes, die herders, die skape ken die stem van die herder. Weet jy as God met jou praat? Spandeer jy genoeg tyd saam met hom? Kan jy dit invat? Daaroor vroeg in jouself, daaroor stry, dit uitsorteer. Kan jy dit na iemand toe vat en sê, dis wat ek dink? En is jy bereid om aksie te neem? En sê, dis wat ek glo, dis wat ek verstaan, ek laat my hart toe om my vorentoe te vat. Iemand sê, om te wag totdat jy reg is, voor jy iets begin, is eintlik net 'n ander manier van bang wees. Kom ons bid. Ag Here, dankie vir die voorreg van hierdie teks. Dankie vir hierdie storie in die geskiedenis. Dankie vir ou Petrus wat so mens was, so duidelik uit die bladsye van die Bybel drup dat hy net 'n mens was wat eintlik maar net partykeer bruikbaar was, partykeer maar onbruikbaar. En Here, dat U deur sy lewe relentlessly, meedoenloos, dat U 'n nuwe wêreld aanbreek. Ten spyte van hoe ons dink en ten spyte van wat ons voel en wat ons mening is en wat ons dink ons glo. Here, ons wil U stem hoor. Help ons om naby U te leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.